Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons na U troon kan nader. Baie dankie dat U na ons omsien, dankie vir hierdie heerlike dag, dankie vir die voeding wat U vir die aarde gee, deur middel van die reën wat daar buite val. En ons dankie Here dat U vir ons sorg en voorsien. Ons wil hulle wat in hierdie tyd groot skade gelei het, deur vloede, sommige mense wat hulle geliefdes verloor het deur die vloede, kom bid ons dat U met hulle sal wees en dat U ook U goddelike doel daardeur sal bereik. Ons bid dat U sal sorg en voorsien, dat elkeen skuiling en 'n dak oor hulle kop het. Ons bid Here vir ons eie lidmate wat deur moeilike tye gaan en deur siekte geplaag is. Ons bid in die besonder vir hulle wat besig is om die gevoel in hulle liggaam en die pyn in hulle liggaam te ervaar as gevolg van veroudering, en bid ons Here dat U ook hulle sal deurdra. U het dit vir ons ook beskik dat ons in ons liggaam ouer word, en terwyl die uiterlike liggaam dag vir dag afgetakel word ons geestelik innerlik opgebou. Dank ons U daarvoor, Here. Ons vra dat U woord in ons midde sal open, dat ons sal verstaan wat U deur U woord vir ons sê. Ons bid dat U woord voeding vir ons harte sal wees. Ons bid, Here, dat ons dan ook, dat U ons wil sal buig ooreenkomstig U wil om gehoorsaam te wees aan U woord. Ons kom bid, Here, dat ons aan 'n verloregaande wêreld die standaard van U woord sal uitleef, dat hulle in ons lewens kan sien dat ons U liefhet, dat ons mekaar liefhet en dat ons in U weë wil wandel. Ons kan nie van nature U woord oopmaak en lees en verstaan nie. Ons het nodig dat U deur U Heilige Gees die verligting van U Gees aan ons sal skenk. Helder verligte oë van ons verstand, sodat ons die lengte en die breedte en die diepte van dit wat U deur Jesus Christus vir ons gedoen het, te kan raak sien en te kan waardeer. Werk dan daardie opregte dankbaarheid in ons harte en help ons dat dit sal uitvloei in ons lewens elke dag, wanneer ons wat ons ook al doen, of wat ons eet en wat ons drink en wat ons doen, dat dit alles sal wees tot verheerliking van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Dat ons lewens waarlik 'n lewende offer, 'n lewende welgevallige offer aan God sal wees. Maar daarvoor sê U vir ons, het U nodig om ons verstand nuut te maak, dat ons vernuwe word aan ons denke, aan dit wat ons dan inneem en wat ons verstaan van U woord. En bid ons dan, Here, dat dit op 'n wyse sal geskied waarin ook ons vordering, soos Paulus aan Timoteus skryf, die geestelike vordering aan almal duidelik sal wees. Ons kom bid, Here, dat U sal wees met elkeen, soveel mense wat dan gesê het ook hulle sou graag hier wou wees, maar wat weens werksomstandighede nie hier kan wees nie. Ons bid dat U ook met elkeen van ons gemeentelede sal wees en U hand oor hulle sal wees. Seën ons hier by mekaar, seën ons by die verklaring van U woord, die lees van U woord, die verklaring van die woord, en ook wanneer ons hier vandag met die uitleef van U woord. Ons kom bid, Here, dat ons hierdie voorreg om U woord te kan lees en die erediens te kan in stand hou, bid ons dat U ons daardie genadegawe sal gee en bly skenk, omdat U dan ook vir ons leer dat konings en hooggeplaastes aan U opgedra word, sodat ons 'n stil en rustige lewe in alle godsvrug kan hê. En bid ons dan, Here, dat U ook hulle harte sal buig ooreenkomstig U wil, sodat hulle, Here, die kwaaddoeners kan straf en die wat goed doen te kan beloon. En bid ons waar dit nie die geval is nie, dat U ook, Here, terwyl U in die hemel sit, aan die regterhand van die Vader, ook oor hierdie konings wat U onderdane is, die ministers, presidente, ons bid dat U dan self met hulle sal reken,
afreken wanneer hulle besig is om die ware gelowiges te verdruk. Dank ons die Here dat ons weet dat ons 'n voorspraak in die hemel het, by wie ons klagtes kan gaan neerlê, by wie ons harte kan kom uitstort, en vra ons die Here dat U dit vir ons sal doen. Seën ons dan, Here, en verder in hierdie erediens, en ons vra dat U alleen verheerlik word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons skriflesing kom uit 1 Konings hoofstuk 19, 1 Konings hoofstuk 19 vers 1 tot 21, hoor die woord van die Here. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is niks beter, of ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan hy lê en raak onder die besembos aan die slaap. En kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. En hy het daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare. Want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek, voor die Here uit. En die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing, en in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare. Want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op die pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat die swaard van Hasael en die een wat van die swaard van Hasael vry raak, hom sal Jehu doodmaak.
en wat van die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy het toe daarvandaan weggegaan en Elisa, die seun van Safat, aangetref, terwyl hy aan het ploeg was, met 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was, en Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia geloop, en gesê, laat ek tog my vader en my moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook, en aan die mense gegee, en hulle het geëet, daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg, en hom gedien. Ons teks, vers 15 en vers 16 van ons geleesde gedeelte, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram, en Jehu die seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa die seun van Safat uit Abel Mehola moet jy salf as profeet in jou plek. En die tema van ons boodskap, God openbaar deur sy seun dat alles volgens sy plan verloop. Wees gehoorsaam aan hom. God openbaar deur sy seun dat alles volgens sy plan verloop. Wees gehoorsaam aan hom. Nou, u sal seker wonder, ons hemelvaartdiens, waarom die gedeelte oor Elia dan hier gelees is, as ons dan die tema wil behou van hemelvaart. Nou, dit wat ons in die Ou Testament sien, weet ons is skadubeelde. Christus sê julle vir die Judaiseerders, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, maar dit is die wat van my getuig. En sodoende sien ons binne in ons geleesde gedeelte dat daar 'n getuienis is aangaande Christus van hierdie lewe van Elia. En ons weet dan op die ou end, nadat die Here hierdie opdragte vir Elia gegee het, dat die Here Elia lewendig in die hemel opgeneem het. So daarom sal daar sekere ooreenkomste wees tussen die bediening van Elia en ons Here Jesus Christus, die groter Elia, en daar sal sekere, omdat Elia 'n mens was soos ons, en hy 'n sondaar was, en Christus geen sonde gedoen het nie, daarom sal daar sekere kontraste wees. Ons gaan so kyk na 'n paar van die ooreenkomste en 'n paar van die kontraste van die bediening van Elia voordat hy in die hemel opgeneem is. En dit dan vergelyk met Christus se bediening en dit dan ook voordat hy in die hemel opgeneem is. Dit wat Elia na sy hemelvaart dan verder in sy diens aan die Here gedoen het, is baie klein, en dit was die rol gewees om saam met Moses op die berg van verheerliking te verskyn aan Christus. Maar Christus het in die hemel opgevaar en sit aan die regterhand van die Vader. Hy heers as koning, maar ook is hy ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, en hy tree voortdurend vir ons in. So, wat die rol van Elia na die tyd aanbetref, is eintlik weglaatbaar klein in vergelyking met dit wat Christus doen nadat hy in die hemel opgevaar het. Maar hierdie boodskap is dan in die besonder vir ons, terwyl ons kyk na die wêreld wat rondom ons is, en ons die chaos sien, en elke keer wanneer ons gedink het, ons het die bopunt van die chaos bereik, dan kom ons agter, ons het maar net nog 'n piek van 'n heuwel bereik, en agter daardie piek lê nog 'n berg. En elke keer is die chaos net besig om te groei.
En 2000 jaar gelede, toe Christus opgevaar het in die hemel, gaan sit aan die regterhand van die Vader, en ons kyk na die wêreld rondom ons, dan sou ons moontlik vir onsself die vraag kon afvra, het alles volgens plan verloop? Is dit hoe die Here dit in gedagte gehad het, soos wat ons dit vandag sien? Want ons het menigte van beloftes in die Ou Testament, dat wanneer Christus gekom het, hy sy koninkryk sal vestig, dat hy vir ewig sal sit op die troon van Dawid, en hy sal heers, en dat die Vader sy vyande sal maak 'n voetbank van sy voete. En net 'n paar jaar gelede, as ons 'n diens gehad het soos hierdie, was dit in die voorreg gewees van die lidmate om die Hemelvaartdag as 'n publieke vakansiedag te hê. En kon daar soveel meer saamkom om te dink aan Christus en sy hemelvaart en dit te gedenk. Maar in die tyd waarin ons leef, die regering wat oor ons aangestel is, het geen behaag daarin om enigsins die Christelike vakansiedae wat op ons Christelike kalender is, enigsins te eerbiedig nie. En so ons sien 'n geweldige agteruitgang. Die laaste 30 jaar het ons gesien hoe die agteruitgang van kerke plaasgevind het. En hoe waar daar duisende mense bymekaar gekom het, in die gemeente waarin ek groot geword het, 5000 lidmate was, al minder en al minder en al minder mense besig is om kerk toe te gaan, die ekstra plekke wat gehuur is om dienste te hou, is nie nou meer nodig nie, is oorbodig, die kerk word skaars volgemaak. En so kan ons sien, ons praat met mense, Tannie het my eendag vertel, dat hulle gemeente is besig om toe te maak, of hy het toegemaak. So daar was 2 gemeentes wat saamgesmelt het van die denominasie waarin sy is. En hierdie 2 gemeentes het saamgesmelt. En met daardie stigting van die nuwe gemeente, die een gebou is verkoop, hulle toe nou net by een van hierdie geboue het hulle toe nou besluit, hulle gaan dit die middelpunt maak. En terwyl hulle dan daar by mekaar kom vir die inwyding van die nuwe gemeente, hierdie 2 gemeentes wat saamgevoeg is, was daar so min mense by daardie geleentheid, dat hulle al vir mekaar gesê het, moet ons nie maar 'n derde gemeente intrek en met hulle ook maar saam in 'n gemeente gaan, want ons is nog steeds nie genoeg mense om 'n gemeente, ons is nie genoeg mense om 'n gemeente op te maak. En dis die tipe van gesprekke wat ons oor en oor kry wanneer ons met mense skouers skuur. En ons vra vir onsself die vraag af, het dinge volgens plan verloop? Ons is nie die enigste wat hierdie vraag het nie. Hierdie is 'n baie ou vraag, en ek wil hê ons moet gaan kyk na die lewe van Elia, voordat die Here hom in die hemel opgeneem het. En sien dat hy hierdie selfde penarie beleef het, hierdie selfde vraag in sy gemoed het, iets wat hom gedreineer het, iets wat hom so moedeloos gemaak het, dat hy wou doodgaan. Miskien is ons nog nie op daardie punt nie, so ver soos Elia nie, maar tog is daar by ons 'n mate van mismoedigheid. En ek wil hê ons moet vertroosting vanuit die woord van die Here kry. Ek wil hê as ons hier uitstap, terwyl ek die prentjie skets in die inleiding, dan moet u dalk kan sê, vanmôre is ek so moedeloos as ek hoor net die inleiding, want ek kan daarmee assosieer die dinge wat besig is om verkeerd te gaan. Maar ek wil hê ons moet hier uitstap, nie met moedeloosheid nie, maar met troos, as kinders van God, dat alles is nog
besig om volgens God se plan te verloop. Soos wat ons sien in ons tema. God openbaar deur sy seun dat alles volgens sy plan verloop. Wees gehoorsaam aan hom. Nou die agtergrond van Elia wat ons hier gelees het, ons lees dat hy gevlug het, maar wat was die agtergrond daarvoor? En ek hoef nie eintlik vir u dit in detail te vertel nie, ek gaan dit net oorsigtelik vir u gee, want u ken dit van kindsbeen af baie goed. En dit was dat Elia geroep is in 'n tyd van geweldige afvalligheid. En hy moes as profeet optree. Hy was nie 'n baie beroemde en berugte profeet by die afgodedienaars van Israel nie, eintlik 'n gehate profeet. En sodoende het hy dan moes vlug met tye moes hy wegkruip, want daar was net hierdie algehele onverdraagsaamheid teenoor die profete van die Here. En Elia het gearbei vir die Here, en hy het hierdie moeite gedoen, en die Here het op 'n stadium vir Elia gesê, dat ek gaan hierdie volk oordeel, met droogte. En dit sien ons as 'n belofte wat God gee in die verbond, wat ons het in die verbond seëninge en ons het verbondsvloeke, wat die Here gee, as hulle hom nie gaan dien nie. En ons weet dat Israel, die noordelike ryk, het die Here nie gedien nie, en die Here nie gevrees nie. En die Here het toe vir Elia gesê, ek gaan nou 'n droogte stuur as 'n straf oor Israel, oor my volk. En Elia het gebid, en die droogte het gekom, en die Here het gesê, gaan steek jou weg by die spruitkrit. En daar by die spruitkrit het hy die spruit gedrink, en die kraaie het vir hom brood aangedra, brood en water. En sodoende het die spruit dan mettertyd deur die droogte opgedroog, en die Here vir hom beveel om na Sarfat te gaan. Dit is in Sidon, dit is by die Sidoniërs, dis in die buiteland. Dis nou soos wat ons nou sal sê, iemand gaan byvoorbeeld Lesotho of Namibië toe. En so het hy dan in die buiteland, in Sidon, het hy dan by 'n weduwee gebly met 'n seun. En sodoende sien ons dan dat die Here mettertyd in Elia se tyd daar verloop, ons weet nie hoe lank was hy by die spruitkrit gewees, en hoe lank was hy in Sidon gewees nie, maar die Here roep hom terug, om dan voor Agab te verskyn. En toe hy terugkom van Sidon af, toe het hy Obadja raakgeloop. Obadja was 'n dienaar in die paleis van Agab, en Agab het die ware profete, die ware priesters van die Here vervolg, die ware gelowiges, en hierdie profete het hy geneem, en hy het hulle 50 by 50 man, het hy in 2 spilonke, het hy hulle weggesteek. En ek wil vir u verseker, dat dit 'n geweldige hoeveelheid kos verg, om 100 man te voed, dag vir dag. Sommige van die kommentaarskrywers sê dat hulle dink dat Elia dan van die oorskiet van dit wat daar by die paleis geëet en gedrink is, het hy geneem om hulle dan mee te onderhou. En ons weet dat Agab het profete van die Here gehad, en hy het profete van Baal gehad. En die profete van die Here was almal profete wat omgekoop was. En hulle was gekompromitteer, as ons dit so kan stel. Hulle het met alliansies met die profete van Baal
het hulle saamgewerk. En ons sien dit ook in die lewe van Micha, die profeet, wat voor Agab gebring is, toe Agab in oorlog wou uittrek en wou seker maak dat hy voorspoedig sal wees, en Micha dan vir hom sê, jy gaan nie voorspoedig wees nie, anders is ek nie 'n profeet van die Here nie. En so daardie tyd by Krit, daar in Sidon, kom hy dan nou terug, hy kry vir Obadja, en hy sê vir Obadja, gaan sê jy vir Agab, ek wil hom sien. En toe gaan Obadja, maar Obadja sê eers vir Elia, ek het dit oorleef, die vervolging van Agab oorleef, en nou wil jy verseker hê, ek moet doodgemaak word. Elia sê, gaan en maak die mense bymekaar, ek wil almal op Karmel sien, die berg Karmel. Bring die profete van Baal, dat hulle offer gereed maak, ek gaan my offer gereed maak vir die Here, en die Here gaan nou vir eens en vir altyd wys wie is waarlik God van Israel. En ons ken die verhaal hoe die profete van Baal dan op Karmel bymekaar gekom het, hulle het hulle altaar gebou, hulle het hulle hout reggelê, hulle het die offerbul het hulle geneem, geslag op die altaar, op die hout gesit, en hulle het begin roep na Baal. Van die oggend af, roep hulle, en hulle roep, en Baal antwoord nie. En ons ken die verhaal hoe Elia gesê het, dat daar 4 kruike met water geneem moes word, en hulle moes dit oor die altaar, moes hulle gooi, keer op keer, die water wat oor die altaar gegiet is, en 'n voor wat hulle gegrawe het rondom die altaar, en selfs dit het vol water geword, sopnat, die offer, die hout, alles was waternat gewees. En Elia het tot die Here geroep, die Here het vuur uit die hemel gestuur, wat die offer, die hout, en selfs die klippe van die altaar verteer het, en al die water in die voor rondom die altaar opgelek het. En die mense kon dan geensins enige verskoning verder uitdink om nie die Here te dien nie, die Here te aanbid nie, want God het duidelik gespreek en dit duidelik gemaak dat hy die Here God is. En ek en jy sal sê, ons het so iets vandag nodig. Ons het so 'n kenteken, iets tasbaar, sigbaar nodig, wat die Here sal doen, sodat mense kan sien, hy is in beheer, hy is God, daar is niemand soos hy nie. En ek kan nou vir u sê, dit gaan nie werk nie. Net soos wat die Here wondertekens voor sy eie volk gedoen het in die wildernis, keer op keer. Hy het die see oopgemaak, hulle verlos van die Egiptenare, van Farao en sy soldate. En hulle het in die wildernis gekom, en die see het skaars toegegaan, toe murmureer die volk weer. Het dit gewerk in Agab se tyd? Dit lyk op die oog af, lyk dit of dit gewerk het, dat die mense reageer positief. En selfs nadat die reën gekom het, want ons weet dat Elia het gebid en dit het weer gereën, so Elia het gebid, dit het vir 3 jaar nie gereën nie, en dat Elia weer gebid het en dit het gereën. En dan sê die skrif, en Elia het voor Agab uitgeloop, hy het sy mantel vasgemaak, omgord, en hy het voor Elia uitgeloop. En nou baie mense dink dat Elia het met sy wa en sy perde so vinnig as moontlik gegaan, en Elia het deur 'n wonderwerk vinniger beweeg as Agab. Maar eintlik wat hierdie simboliek is die profete van Baal, was die wat vroeër dan vooruit gestap het voor die wa van Agab. Dis net soos wat ons hierdie konvoie het, wat hier in die strate op en af ry met hulle blou ligte,
wanneer daar een of ander minister of van een of ander provinsie of die land, ministers wat heen en weer ry en dan moet jy uit die pad uit staan. Nou dit was hierdie gedagte gewees, die profete van Baal het voor die wa van Agab, volgens wat hulle koninklik gedoen het hulle uitgestap. Maar nou is daar geen meer van die profete van Baal nie, want nadat die Here homself vertoon het as die enigste ware God, het Elia gesê, gryp die profete van Baal en hulle is geslag, almal van hulle, niemand het weggekom nie. Nou is daar niemand wat vooruit kan stap voor die wa van die koning nie. Elia gord homself en hy stap, vinger alleen, stap hy voor Agab uit. En Agab moet erken dat Elia is die profeet van God en moet erken dat dit die Here is wat met sy volk gespreek het deur hierdie wonderwerk wat nou net plaasgevind het. En so Elia dink, reformatie het gekom. Uiteindelik gaan daar in Israel nou verandering kom. Nou gaan die mense die Baal tempels afbreek, die heilige boomstamme, hulle gaan ontslaa raak van die afgoderry, en nou gaan die volk die Here dien. Dis waarvoor ek my hele lewe lank gewerk het, sou Elia gedink het. Vir al hierdie jare het ek swaar gekry, al hierdie jare het ek deurgedruk, ek het die Here gedien, ek was getrou aan die Here, en uiteindelik sien my oë die reformatie wat ek begeer het, wat moet kom in Israel. En hy stap voor die wa van Agab uit. Hierdie reformatie het nie 24 uur gehou nie. Toe Agab by die huis kom, vertel hy vir sy vrou, Jezebel, alles wat Elia gedoen het. Dit is die eerste vers wat ons begin lees het in ons skriflesing. En toe sy dit hoor, het sy aan Elia 'n boodskap gestuur en gesê, ek gaan jou doodmaak. Ek gaan met jou maak wat jy met die profete van Baal gedoen het. En Elia vlug vir sy lewe. En dis hier waar die mismoedigheid inkom. Hy het gedink, reformatie, die verandering het gekom. Uiteindelik het Israel weer na God toe teruggedraai. Na al hierdie konings op konings op konings wat afgoderry bevorder het ons nou op 'n punt gekom dat dit gaan verander en Jezebel sê, dit gaan nie gebeur nie. Ek gaan 'n stokkie daarvoor steek. En Elia vlug weg. Elia is oortuig dat die plan van die Here het misluk. Daar het niks van gekom nie. En moedeloos. Ek vertrou dat jy het nie nodig om in die bediening te wees of om 'n profeet, Oud-testamentiese profeet te wees, om so bietjie te kan beleef wat Elia beleef het nie. Ek glo elkeen van ons wil graag hê dat ons land en sy inwoners hulle na die Here sal wend. Dat die groot hoeveelheid mense wat die kerk verlaat het, kerke, Christelike kerke verlaat het, wat besig is om eienaardige dinge te doen, afgode te dien, apaties te wees, ander kerke te stig met kultiese leerstellings. En ons sou ook saam met Elia stem dat hierdie is 'n wonderlike oomblik om 'n wonderwerk so groot te kan hê, om dan te kan sien dat die Here waarlik God is en verwag dat die volgende Sondag sal die kerke gepak wees. Want as Durban Noord
al die Afrikaans sprekende mense in Durban Noord Sondag besluit om hiernatoe te kom. Hier's nie genoeg plek vir almal. Ons sal moet dienste 3 of 4 dienste na mekaar hou. Baie van die kerke het al toegemaak, party van hulle is as besighede, word as besighede bedryf, en so sien 'n mens dit nie net hier by ons nie, maar reg deur die land, dan sien jy daar ry jy verby 'n kerk en dan staan daar so en so paneelkloppers. Die kerk is nou, word gebruik as paneelkloppers, as kantore, wat ook al. En so, ek dink ons kry so 'n bietjie 'n idee van wat in die siel van Elia aangegaan het. Hy kon nie sien dat hy verder enigstens 'n bediening in Israel oorgehad het nie. Dis oor en dit is verby. Die volk is 'n klomp saampraters. Toe hy gesê het, wie gaan julle dien, toe bly die hele spul stil. Na die tyd toe hulle gesien het, toe skrik hulle, toe praat hulle saam met Elia. Maar toe Isebel haar mond oopmaak, toe praat hulle saam met Isebel. En Elia voel, daar's geen hoop vir hierdie land nie. Geen hoop vir my volk nie. Geen hoop vir my mense nie. En hy gaan na die heel suide van Juda. So in die eerste plek, hy gaan na die suidelike ryk toe, daar is hy in elk geval buite die bereik van Agab. Maar hy maak seker dat hy so ver as moontlik suid is. Dis die laaste dorpie voor die woestyn, voor die Negev woestyn. En dan die enigste dorpie wat nog verder suid van Berseba is 'n dorpie aan die Rooi See en die populasie is maar min en dit het hande gewissel tussen Israel en ander lande. So mens kan eintlik streng gesproke sê tegnies was Berseba die heel suidelike gedeelte van Israel. Daarom lees ons in die woord van die Here baie keer dat die Here met sy volk gespreek het van Dan in die noorde tot Berseba in die suide. En toe hy by Berseba kom, nou lees ons dat daar 'n dienaar van hom saam met hom was en hy sê, bly jy hier by Berseba, ek gaan 'n dagreis in die woestyn in. En so gaan hy en hy vind besembosse en hy gaan sit daar onder die besembosse en hy wens dat hy doodgaan. Hy wil nie verder lewe nie. Hy sien nie 'n toekoms nie. Vir hom het die plan gefaal. Dit wat God gesê het en dit wat hy gedink het die uitvloeisel gaan wees, het niks van gekom nie. En 'n engel van die Here maak vir Elia wakker met water en met brood. Interessant, die kraaie het vir hom brood gebring en die spruitkrit het vir hom water gegee. Die engel gee hom 'n kruik water en 'n warm broodkoek. En Elia het geëet en gedrink en hy het net daar weer aan die slaap geraak. Later maak die engel hom weer wakker en sê, eet, want die pad gaan vir jou te lank wees. En sodoende het Elia gegaan en hy het die pad geloop na Horeb. 40 dae het hy na Horeb geloop. Maar hier is die interessante deel. As ons kyk na Deuteronomium, hoofstuk 1, vers 1 en 2, dan lees ons, dit is die woorde waarmee Moses die hele Israel toegespreek het, oos van die Jordaan, in die woestyn, in die vlakte teenoor Sif, tussen Paran en Tofel, en Laban en Haserot, en die Sahab,
11 dae is die pad van Horeb af na die gebergte Seir tot by Kades Barnea. Kades Barnea was omtrent 80 kilometer suidoos van Berseba. So as jy by Kades Barnea was en jy stap Horeb toe, want Moses praat in terme van die volk. So dit beteken, toe die volk by Horeb was, het die bassein geblaas, en nou moes almal hulle tente opslaan, en hulle moes nou trek. En dan stop hulle by 'n plek waar hulle gaan oornag, hulle moet hulle tente opslaan, en hulle slaap volgende oggend vroeg, tente opbreek, verder, en so 11 dagreise moes hulle dan reis van Horeb tot by Kades Barnea, wat dan beteken 2 of 3 dagreise van Berseba af tot by Kades Barnea, en dan sou dit 11 dae gewees het, en omdat Elia lig getrek het, terwyl hy het nie swaar goed gehad, en 'n swaar rugpak gehad, en sovoorts nie, en so hy kon vroeg in die oggend opstaan, en trek en vinniger eintlik by die berg Horeb uitkom, as wat die volk getrek het, want die volk die berekening was dat dit 11 dagreise sou wees. So jy kan omtrent bereken, so tussen 13 en 14 dae sou dit van Berseba af maklik wees om by Horeb uit te kom. Maar dit neem Elia 40 dae. En so ons vraag is onmiddellik, hoekom neem dit Elia 40 dae vir iets wat 14 dae moes geneem het, of vinniger as 14 dae moes geneem het? Nou, die Bybel sê nie vir ons nie, maar ons kan aflei daaraan, Elia was nie lus om te loop nie. Hy het sekerlik daar deur die wildernis gestrompel, en met homself geveg, en in sy gemoed hy kon nie die teleurstelling inhou, dis waarvoor hy sy hele bediening uitgesien het. En daar bly niks hoop oor nie. Hy's gedreineer. Hy kan nie die lig aan die einde van die tonnel sien nie. Al probeer hy hoe, daar's geen troos vir sy siel nie. Maar hy soek die aangesig van die Here, want by Horeb het God homself aan sy volk vertoon. Elia gaan terug waar alles begin het, waar die Here aan sy volk sy wet gegee het. En nou gaan Elia om voor die Here te sê, Here, hulle het u wet oortree. Hy wil nou met die Here gaan praat. En hierdan moet ons nie dink dat dit gekoppel is, dat God se teenwoordigheid gekoppel is aan 'n plek nie, want Elia het gesien hoe die Here homself op Karmel, in die noordweste van Israel, daar op die berg Karmel homself duidelik geopenbaar het aan die volk. Maar hierdie is simbolies, dis iets, Elia het iets tasbaars nodig gehad. Soms het ek en jy iets tasbaars nodig om ons geloof te versterk. En die Here het vir ons die doop en die nagmaal gegee. En ons kom na die nagmaalstafel en ons sê, Here, ons wil ons hê dat U ons geloof bevestig. Ons het iets tasbaars nodig om ons te herinner dat U ons liefhet, dat U aan ons dink en dat U plan besig is om uitgevoer te word. Elia het iets tasbaars nodig gehad en hy gaan na hierdie berg van God, wat die Hebreërs skrywer sê 'n tasbare berg is. En hy gaan in 'n grot, in 'n spilonk, en hy gaan slaap. Wat se grot is by Horeb? Wat se spilonk
is by Horeb. Die einste grot waar Moses met God gepraat het, en Moses sê vir die Here, ek wil u aangesig sien. Die Here sê vir Moses, niemand kan my aangesig sien en bly leef nie. Maar wat ek gaan doen is, ek sal my hand voor die opening van die grot sal ek sit, ek sal verby beweeg, en dan kan jy my agterkant sien. Waarskynlik net die weerkaatsing van God op die berge kon Moses sien. En Elia het so iets nodig gehad. En daar is 'n stem wat in hierdie grot, in hierdie spelonk na hom toe kom en sê, Elia, wat maak jy hier? Soveel ontnigtering wat in hierdie woorde opgeteken is. God is nie besig om bevrees rond te skarrel en te sê, ek weet nie wat om nou te doen nie, want my plan het nie gewerk nie. Nee, hierdie alles was nog deel van die plan van die Here gewees. En alhoewel ons dan nou iets van Christus sien in Elia, wat van Christus sien ons in Elia? Christus is na die woestyn van Judea geneem na sy doop, om deur die duiwel versoek te word, en hy het vir 40 dae gevas. Elia was in die wildernis, wat begin by Judea, en hy het na die berg Horeb gegaan, 40 dae gevas. So daar's hierdie ooreenstemming, maar dis amper waar die ooreenstemming ophou. Christus weerstaan die duiwel. Die invluisteringe van die bose is menigmaal. Ons sien nie hier dat die duiwel aan Elia verskyn nie, maar wat ons wel sien is dat hy het hierdie wroging, en ons weet dat die invluistering van die duiwel is maar altyd daar om God af te breek, om ons te probeer afbreek. Hy's 'n mensemoordenaar, en ons sien dit al reeds in Elia se lewe, dat hy wil nie verder lewe nie. En soos sien ons dan hierdie stem kom tot Elia, en dit is die stem van die Here, wat maak jy hier? Hoekom is jy hier? En die Here luister na Elia, Elia het al hierdie verskonings, en nie net dit nie, maar dit ook wat sy siel bedroef. Ek het alleen oorgebly, ek het al hierdie worsteling gehad, ek het alleen oorgebly van al die profete. Maar het Obadja hom nie tegemoet gegaan, en het Obadja nie omgesien na 50 en 50 profete in 2 spelonke, het hy hulle nie onderhou nie? Omdat Obadja dan gegaan het en na Agab toe gegaan het met 'n boodskap, miskien was dit nou gewees dat Obadja se goeie daad aan die profete nou bekend geword het, want Elia sê, al die profete van die Here is met die swaard doodgemaak, en miskien het Agab gegaan na Obadja toe, miskien Obadja self doodgemaak, en die profete wat hy beskerm het, doodgemaak. Volgens Elia is daar niemand oor wat die Here verder dien. En die Here kom en hy openbaar homself aan Elia. Daar kom 'n wind wat rotse stukkend breek. So dis letterlik 'n wind wat rotse uit hulle plek losmaak en wat dan na die vallei na onder val en stukkend breek. Ons dink dat die Weskaap se wind was erg geweest. Hierdie is 'n erge wind. En daar was 'n vuur. En in die wind en in die vuur en in die aardbewing was die Here nie. Daar's ook simboliek daaraan, maar ek wil nie nou daarby stil staan nie. En toe kom daar 'n sagte stilte. En Elia bedek sy gesig met sy mantel.
soos Moses sy aangesig moes bedek, weens die heerlikheid van die Here, en sy aangesig het eintlik geskyn elke keer as hy van die Here afgekom het en die volk kon gesien het hoe Moses se aangesig skyn. Elia het geweet hy kan nie die onbedekte heerlikheid van God sien nie. En die Here openbaar dat die Here nie net, soos in die geval van in die tyd van Moses, van die berg afspreek en die aarde bewe en dit donder en dit flits en daar's vuur, of in Moses se geval toe hy by die brandende bos was, of toe die Here verby beweeg het in 'n aardbewing. En dis nie net op hierdie manier wat die Here werk nie. En dis nie net op hierdie manier wat die Here tevoorskyn kom nie. Maar hy kom tevoorskyn ook in die sagte stilte. Daar waar niks in ons oë gebeur nie. Ons is hier 8 mense bymekaar. En ons sou dink, die Here werk daar waar honderde en duisende in sy naam teenwoordig is. Maar die Here sê vir ons, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in ons midde. En hierdie gedeelte leer ons die les, dat dit lyk soms vir ons of God se plan gefaal het, en ons wil huil en ons wil moedeloos wees, en die Here sê, my plan het nie verander nie, my plan is besig om 100% in vervulling te kom. En sodoende sê die Here dan vir Elia, reg, wat maak jy hier? Weer sê Elia vir hom, ek het alleen oorgebly. Die Here sê, 7000 het die knie voor Baal nie gebuig nie, hy is nie die enigste een wat oorgebly het. Nou, gaan salf Hasael as koning van Damaskus. Gaan en salf Jehu die seun van Nimsi as die koning van Israel, in die plek van Agab. En gaan salf Elisa in jou plek as profeet. En iets interessants is dat Elia dadelik opstaan en gehoorsaam is aan die opdrag van die Here. Hy het net hierdie bevestiging nodig gehad, dat hy is in die wil van die Here. Hierdie is deel van die plan van die Here, en ons sien Jehu, hoe hy met sy perd Isebel doodgetrap het. Ons sien vir 'n man in sy eenvoud wat die boog gespan het, en vir Agab tussen sy pansers het 'n pyl deurgegaan en hy's dood. Ons sien dat Jehu 'n groot fees vir Baal saamroep, en hulle kom by mekaar, en Jehu sê, is julle seker, hier is nie profete van die Here nie? Nee, hier is geen profete van die Here nie. Ek wil net nie hê, hier moet profete van die Here hier betrokke wees nie. Hulle moet uit. Maak die deure toe, en maak al die Baal profete, en al die Baal aanbidders, maak hulle dood, en hulle maak die amblisieblokke van die stad. Daardie Baal tempel. Dit het Elia nie voor die tyd gesien. Hy het nie geweet dat dit deel uitgemaak het van die plan van God nie. Want God oordeel, want sy volk het duidelik teen hom gekies, terwyl hulle van beter geweet het. En so kind van God, ek en jy sit en ons dink, dit moet wees, dat die plan van God het ergens iets skeef geloop. Iets verloop nie reg nie. En die Here wil net vir ons vandag verseker, alles gaan volgens sy plan. Sy disippels het dieselfde gedink, toe Jesus gekruisig is en gesterf het, soos hy vir hulle gesê het dit gaan gebeur, toe gaan hulle terug en hulle gaan vang vis. Hulle gaan terug na hulle ou werk toe. En daar moes Jesus kom en hulle gaan haal. En toe hy opvaar na die hemel, het hy hulle die laaste opdrag gegee, gaan dan heen na al die nasies. Loop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Maar gaan na Jerusalem en wag totdat julle
vervul is met die Heilige Gees. So selfs die disippels het gedink toe Jesus gesterf het, dis nou verby. 'n Elia oomblik beleef het, totale mismoedigheid. En so kind van God, ja, die dinge lyk nie goed nie. Die wêreld waarin ons leef lyk nie goed nie. Maar skep hierin moet God weet wat hy doen. En dinge kan oornag verander. Daarom wil ek hê, ons as kinders van die Here moet in dankbaarheid teenoor die Here leef. Ons moenie bevrees raak vir dit wat ons sien wat rondom ons gebeur nie. God openbaar dat alles volgens sy plan verloop. Hy vereis gehoorsaamheid aan ons. En as ons weet dat alles nog verloop volgens die plan van God, is dit makliker vir ons om vertroos te word en te weet, kom ons gaan voort en ons doen wat die Here van ons verwag. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat U ons harte kom oplig, waar ons moet erken dat ons moedeloos word. Het ons net weer vanmôre nodig gehad om te hoor van U dat alles verloop volgens U plan. Help ons om nie in sak en as te sit en om in mismoedigheid te sit nie, maar versterk ons deur U woord, deur U Gees. En help ons om in ons geestesoog te kan sien dat U aan die regterhand van die Vader sit, o Christus, en dat U heers oor U vyande, en dat die Vader sal al U vyande onder U voete onderwerp. En bid ek dan, Here, dat ons in gehoorsaamheid sal optree aan U. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Daar is veronderstel om kollekte te wees, so ons gaan net na die tyd sal ons net die kollektesakkie